so dit is die saai. Ons ek deur mekaar. Ek sal dit woensdag doen. Hulle sê elke woensdag vir my ek moet kom oefen, want ek is deel van hulle. Nou weet ek is nie deel nie. Kyk hoe lyk die meestal van strye. Hoe lyk wat? Kyk hoe lyk die meestal van strye. Hulle van jou wiks. Maar nou wat ek vir Sidney gesê het. Die lekker storie en die regte storie. Die lekker storie laat almal lag. Wat is dit nie? Daai een. Daar's nog een. Jy sien dit kyk man. As ek maar Dis nog mense nie hier. Ek is bly om u saam hier te sien. Ek is bly om saam met u hier te wees. Die seën van die Here op u af te bid. Vinnig Walvisstoel terug. Lekker nat en koud gewees. Bly om daar weg te ry en die son te kom geniet. Vir die eerste keer is dit vir my ook lekker in die son. En selfs die slegte wind op die pad. En toe loop ons ook 'n vriend van my raak daar na die Koggas boer. En toe sê mekaar uitgaan, toe beleef ek een van die mooiste goed. Seën vir jou my opbeteken. Die Here julle seën en die Here julle dra. Sê dis wat dit moet wees. As ons mekaar sien, mekaar weggaan. Seën van die Here oor mekaar uit te spreek. En sy heerlikheid oor mekaar. Kan dat geld? Ek het nog gedog die vrouens gaan storm vir daai werkie daar agter is. Iemand om by die toonbank te staan. Wat skou jy so daar is? Was die klank nie lekker? Ja. Is nog 'n jackie hoor. Ja. En ek soek iemand, dit kan maar 'n man ook wees. Maar agter by die toonbank net vir ons te kan diens doen. As ek 'n mooi briefies te kan laat invul om die mense te verwelkom asseblief. So enige van u dat ek nou nie weer sê dames nie. Enige een van u wat belangstel of ons daar te help by die toonbank, sê vir my asseblief. En dan Morney, baie welkom. Hulle saam met ons sê Jackie, Ronaldo, dat die ander naam vergeet. Johan, 'n gewone Johan. Die is ook op Johan. Swart en is Johan. Welkom oor my sterkte vir die vrede. Hallo Annie. Lekker dit. Mooi. As jy van nervus en die en die oosters hier is die kerk vol mee. Daai tweeetjies raak altyd gerender. Altyd gerender. Nou ja, ek is bly jy saam met ons geseën en gespaar ons bly die Here hou die hand, sy hand oor u, dat u sy vrede kan geniet. En
Hierdie week het ons doopdiens, en volgende week, week daarna, die 6de, het ons 'n inseëndiens. So as daar nog iemand is wat kindertjies wil laat inseën, nagmaal Sondag, en as daar nog iemand is wat gedoop moet word, daar is water in die bad, wat verhinder jou, jy moet net die Here Jesus aangeneem het, en erken dat Jesus die Seun van God is, en hom so lief. Staan saam met my dan bid ons saam asseblief. Onse Vader wat in die hemel is, ek prys die heerlike heilige naam. Ek prys die Vader want U is goed en die goedheid hou nie op nie. U is genadig, U is getrou, U is lofwaardig. U is die Here van die leerskare. Here, bo alles U is hier. Halleluja. U kom om ons harte te vul, Here, en bly te maak en ons omstandighede te verander. U kom, Here, om vir ons lewe en oorvloed daarvan te gee. U het gekom, Here, dat ons bly kan wees, vol van die blydskap van die Here. U het gekom, Here, dat ons ewige lewe kan hê in Christus. En daarom bely ons vanmôre weer onomwonde, Jesus Christus is die Seun van God. Hy het in die dood uit opgestaan, hy het opgevaar in die hemel, en Jesus is ons voorspraak met die Vader. En ons verwag, Here, dat die enige dag die kinders gaan kom haal. Dankie, Vader, vir hierdie belofte. Ons erken, Here, dat U die Here God is, die Skepper, die Here van die heelal. En dat U genade ons aan die gang hou. U liefde ons hoop gee. En U oomblik vir oomblik saam met ons 'n verhouding met ons maak. Ons elke dag die krag gee. En Heilige Gees, dat U in ons harte is, dat U vir ons krag gee om te getuig, en dat U Here van die leerskare is, Here van die lewe, en ek prys U vanmôre in Jesus naam. Dankie vir genade op genade. Dankie, Here, vir broers en susters, wat ernstig is oor Jesus, wat ernstig is oor die woord, wat ernstig is om in gebed met God te kan gesels, wat ernstig is oor genade en liefde en die vrug van die Gees, wat ernstig is oor ek gaan hemel toe, wat ernstig is oor 'n verhouding met Jesus Christus. Vader, laat vanmôre dan nog 'n stappie, nog 'n treetjie beter wees vir ons as mens saam met Jesus. Vader, dat die kinders U sal beleef. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Kom ons sing lekker en ons prys die Here.
Loof die Here, o my siel en alles binne my. Halleluja, halleluja. Halleluja aan die koning. Halleluja aan die koning. Die Here sê, ek het vir jou lewe gegee, en ek het vir jou oorvloed daarvan gegee. Jy is 'n bron van lewende water. Jy is een wat die blomme kan nat maak rondom jou. Jy is die een wat ander kan lei, jy is die een wat verander. 'n lig kan wees. Jy is die een wat verander en kan sê, Jesus red, Jesus genees. It is no secret what I can do, says God. Dis nie 'n geheim. God kan alles doen. Prys die Here. Prys die Here. Dankie Here. Seën die persoon daar langs jou met vrede en salwing. Sy gees, en wat hulle behoefte ook al mag wees. Halleluja. Dankie Jesus. Daar iemand met 'n getuienis wat jy met ons wil deel. Pastoor, 'n paar maande terug. Yes, ek weet. Was dit so? Andries vra 5 jaar van haar werk. En hy het regtig waar die hele land vol aansoeke. Ja. Hy het seker by 3000 CV's uitgestuur. Ja. Wat hy nie werk gekry het. Super. Maar so het ons gebly bid. Ek het gebid, pastoor het gebid, ons het almal gebid. En die oggend het pastoor ons uitgeroep en ons het daarvoor gaan staan en pastoor het vir ons gebid. En maandag het hy weg. So ons moet net aanhou bid, vol hart met gebed. Amen. Die Here maak die deur oop op die regte tyd. Amen. En hy is vandag al 3 maande, sal hy nou daar wees. En hy is baie gelukkig met sy werk, en hy doen alles, van boormasjiene tot elektrische bedrading. So hy is baie gelukkig daar waar hy nou is. En hy met die boot op die water. En hy die boot op die water, en hy maak die gaten in die boot toe ook. Wonderlik. Ons is dankbaar daarvoor. Ja, die Here het my liefie saam gevat. Hy het eendag hier in die bid hier ingestorm en vir Roan gesê, nou moet jy my help. Die Here het hom van daar af mooi omgekeer. It is no secret of God can do. Amen. Ek was so gesondag opstaan en iets nie kerk sê en dan dink ek, is nie nou van, is nie van pas. Maar ons, weet julle, God beskerm ons. Amen. As jy ons weer klop, ons vir hom oopmaak. En ons bevind. Ja. En as ek na my lewe gaan kyk, het God my nog net altyd opgepas. Omdat hy daar kan ek sit en sê, waarom? En ek het ook, ek gaan ook weg van hom af. Nou kom ons weer nader. Ons moet net een ding onthou, God rus ons toe om deur situasies te gaan. Hy kan ons nie van dit af weg doen. En dit moet ons onthou. So vas aan God. Hou hom naby aan julle. En ja, ons dien 'n groot God. Steek my jou hand uit. Ons sal nooit jou hand los nie. Amen. Ons sal altyd aan ons vas. Amen. Ek gaan vir julle 'n storie vertel van hierdie man. Hy het 'n ongelooflike getuie wat hy die laaste maand beleef het. Ongeveer so 'n maand terug, môre 'n maand terug. Hy en sy verloofde die aand gaan slaap en 4:00 die oggend toe word hy wakker met sy wat 'n mes op sit en is besig om sy keel af te sny. Met baie genade en baie beskerming van die Here af, kon hy terugbeklei. Hy kon af van hom afstoot en met baie genade en baie vertroue van die Here af, het Gerrit nie daai naweek op 'n lorry teruggegaan. En
Gerrit is sy buurman, bly agter in die woonstel, en Gerrit kon so gou as moontlik by hom uitgekom het, terwyl Morney met sy hand oor sy nek sit. Morney se snit van agter op die rugwervel tot hier voor is so 30 cm lang en 5 cm diep. Die dokter wat hom geopereer het gesê as die mes 1 millimeter dieper was die slagader af. Die mes het net so 1 millimeter van die slagader verbygegaan. Nou gaan ek vir julle die mooi gedeelte van die storie vertel. Maandag toe ek en Jackie by Morney was, sit ons daar by Purple Field. Nou, Morney weet nie wat ek Sondag gepreek het nie. En Morney se woord aan my en Jackie maandagoggend by Purple Field is, God het vir my 'n tweede kans gegee. En dis hoekom Morney vandag hier is. Hy het gesê hy gaan kerk toe kom. Hy het nog 'n paar rowwe dae wat vorentoe kom. Hy het nog 'n paar moeilike dae wat vorentoe kom. En maar Morney het maandag gesê, toe ons daar wegry te sê Morney, ek kom maandag na Sondag kerk. Amen. En ek het nou die voorreg gehad om hierdie week saam met Morney 'n bietjie deur te bring en by hom te wees en 'n klomp goeie saam met hom te reël en alles en as ek terugdink aan verlede week se preek van tweede kanse, dan is hierdie 'n ongelooflike tweede kans. En as jy dink hoe die aand verloop het en hoe die dag verloop het met alles wat Morney deur gegaan het, die feit dat Gerrit ook daar was. Gerrit is baie met die Norrie weg, wat hy vir 'n dag of 2 of 3 weg is van die huis af. En dat die Here vir Gerrit ook gebruik het op daai oomblik. Die dokters en almal wat dadelik kon gereageer het. Morney werk by Tulela, met Stefan Engelberg, wat so gou as moontlik in Grootfontein kon gewees het. Elke liewe een van daai goedjies kom terug en wys Morney het 'n tweede kant. 'n Geleentheid om reg te maak en 'n pad weer met die Here te kan stap. En Morney staan vandag hierso, as ek vir julle 'n storie kan vertel. Nou ek het nie vir Morney gekry voor Maandag nie. En met ek dink ook maar die Here se genade was ons Maandag daar gewees, toe ons na die dokters en die polisie en almal so gegaan het. En toe die staatsaanklaer en die polisiemanne hierdie man sien, toe staan hulle kyk, hulle is ook met groot oë. Want toe sien die mense wat by die toneel was, ons het nie gedink jy is lewendig. En dis 'n getuie van 'n tweede kans. Dis 'n geleentheid van 'n tweede kans. So ek sal graag vir die kerkraad manne vra om vorentoe te kom. En dat ons hande op hom kan lê en dat ons as kerk ook net vir hom kan bid en vir ons seën en vir die moeilike dae wat nog voor is, vir hom krag kan vra van die Here af. Amen. Vir die dae voor. Amen. Vader, in die naam van Jesus wat ek graag met olie salf vir genesing vir sy liggaam, maar ook vir sy siel en vir sy gees, Here. Here, want baie dinge skeef geloop het, baie dinge seer gekry en baie dinge is gesny. Vader, daarom bid ek in die naam van Jesus vir kosbare genesing in sy liggaam, want dis wat my God doen. U doen wonderwerke. Here, en vir die stryd wat voor lê. Ek weet die aand is baie keer donkerder en die onweer is groter en die winde is sterker wanneer hy daarna kyk. En daarom bid ek in die naam van Jesus vir die vrede van God wat al verstand te bowe gaan, om hom te bewaar in elke oomblik. Vader, dat die kamer, die bed, die huis waar hy bly nie vir hom 'n skrik sal wees nie, maar te sê, dankie, die Here het my deur gedra. Die Here is my krag en my bestander. Waar kom my hulp vandaan? Van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Vader, daarom bid ek vir hom vir hierdie vrede, maar ek bid ek, Here, dat hy sy siel en sy hart sal verander, Here, dat hy vir hom lewe en oorvloed gee, en hy het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Prys die Here. Halleluja. Vader, in
u liefde en u vrede vou asseblief. En die hofsaake wat voor lê, die werksomstandighede, die huis elke plek. Here, u vat sy hand in die naam van Jesus bid ons dit. En u dra van die. Halleluja. Here, sy is lief vir jou, lief. Here, sy is lief vir jou. Dit sal opgegeen. Daar's dit. Die trane kos nie geld nie, was nie die siel skoon. Moet ons aan jou wees. Dankie, Vader. Jy het gedink jou lewe is Thank you, Lord. Vlei julle is hier. Dit baie vlei is. Soos baie van julle weet, en ek het dit al voorheen 'n bietjie gesê ook, ek is hier die laaste tyd so 'n bietjie besig met voorbereiding vir Augustus en September vir 'n preekreeks oor Elia. En met verlede week se preek en met 'n klomp goede wat aangaan en alles, is ek hier in 1 Konings 19 vers 9. En ek is weer besig om die storie met Elia te lees. En Elia het hierso, dis 'n baie bietjie weggehardloop. Hy het weggehardloop, sy lewe was in gevaar geweest. Hy het 'n regiment op sy lewe gekry, waar hy myle weggehardloop. En hy kom op hierdie punt en ek wil net eers 1 Konings 19 vers 9 lees. Hy sê en hy het daar in 'n spilonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy hardloop weg vir sy lewe. Hy is in gevaar. Hy kom tot op 'n plek waar hy vir die Here gesê het, genoeg is nog genoeg, ek wil nie meer lewe nie. Die Here, neem asseblief my lewe. En die Here sê toe vir hom, gaan rus, gaan slaap. En dan vra die Here vir hom, wat maak jy hier? En die volgende vraag kom by my op, wat doen ek hier? Die vraag wat my gevang het is, wat doen ek hier? Is ek waar die Here my wil gebruik? Is ek besig met wat die Here vir my beplan? Is ek besig met wat die Here van my af verwag? Snaakse gedeelte, soos ek verder in Elia lees, kom ek by vers 13 uit. En hy sê daar nie Reiner. En ek kom by vers 13 uit, en vers 13 presies dieselfde is 'n bietjie presies dieselfde. En die Here vra vir Elia, wat maak jy hier, Elia? Snaakse gedeelte, elke keer gee Elia dieselfde boodskap vir jou. Die eerste keer toe die Here van hom vra, Elia, wat maak jy hier? Toe begin Elia met sy storie en hy sê, die einde, hy sê, Here, ek is alleen oor. En ek is weg, want die mense wil my doodmaak. En toe die Elia van hom gesê, gaan daar na die kraan, ag die Here vir julle, gaan daar na die kraan. En ek gaan saam daar, die meeste van julle ken hierdie gedeelte, en die vuur het verbygekom, en die wind het verbygekom, en die storms het verbygekom, en elke keer as een verbykom, sê Elia, en die Here was nie in die vuur nie, die Here was nie in die storm nie. En toe die stilte oorkom, toe hoor hy die Here, en wat vra die Here van hom? Elia, wat maak jy hier? Wat maak jy hier? Wat soek jy hierso? En dan kom die volgende vraag weer by my op, en dit het my weer gevang, toe hy vra, Elia, wat maak jy hier? Vra weer vir myself, wat doen ek hier? Maar hierdie keer het ek my vraag so 'n bietjie verander, nie na wat doen ek hier nie, maar na wat verwag die Here van my waar ek is? Wat verwag God van my, van waar ek op die oomblik is? Die posisie wat ek myself invind. Weet ons hoe ons huidige posisie, ons huidige omstandighede te kan gebruik vir die wil van die Here? Wat doen jy hier? Die mooie gedeelte is, en as jy al lang genoeg na hierdie kerk te kom, ek sal jy Matteus 28 vers 19 redelik goed al uit jou kop uitken. Die groot opdrag wat ons gekry het in Matteus in vers 19 van Matteus 28. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En gaan beveel hulle, en dan leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel.
Dis wat die Here sê vir ons om te gaan doen. Dis wat ons almal weet ons moet gaan doen. Nou, hoe doen ek dit waar ek is? Hoe doen ek dit in die posisie wat ek myself vind? Hoe doen ek dit waar ek is op hierdie oomblik? Moet ek disippels gaan maak? Moet ek mense gaan doop? Moet ek mense gaan vind? Moet ek mense gaan leer? Of los ons dit maar as die pastoor? Ja. Want ek is mos nie in bediening. Hoe doen ek al hierdie dinge? Die wonderlike gedeelte van alles dit is, elke liewe een van ons het 'n gawe ontvang van die Here. Elke een van ons het 'n verantwoordelikheid gekry by die Here. As jy my nie glo nie, Efesiërs 4:11. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. So elke liewe een van ons het 'n plek en 'n plan in God se groot plan. Elke een van ons het 'n doel in God se groot plan. So dit beteken ook, waar ook al jy jouself nou vind, is daar 'n plan. Is daar 'n doel. Is daar 'n verantwoordelikheid wat jy het. So, wat doen jy waar jy is? As ek dit so kan. Hier is die mooi gedeelte, hier is die wonderlike gedeelte. Jou bediening is noodwendig nie alles nie. Dalk is jy nie die persoon wat die mense gaan doop nie. Dalk is jy nie die een wat vir hulle gaan vertel van die Here nie. Dalk is jy nie die een wat vir hulle gaan leer nie. Nie almal, ek het my pa in die kar daaroor gepraat op Padina toe. As ons na Jesus se bediening gaan kyk, en ons gaan kyk van die disippels se bediening, hulle almal het nie almal mense gedoop nie. Maar hulle het vir die mense van die Here vertel. Hulle was 'n lig vir van die mense gewees. Miskien is jou verantwoordelikheid, miskien is jou gawe om vir die mense te gaan vertel van Jesus. Miskien is dit die gawe wat jy gekry het. Miskien is dit die verantwoordelikheid wat op jou is. Miskien is dit jou verantwoordelikheid of gawe om 'n disippelskap pad saam met iemand te stap. Om vir iemand op die regte pad te help, om iemand op die regte pad te hou. Miskien is dit jou verantwoordelikheid en gawe om 'n sendeling te word. Om 'n sendeling te wees. Nie almal is sendelinge nie. Ek het dit hierdie week, moes ek dit ongelukkig 'n paar keer vir 'n paar mense gesê het. Want ons kry verskriklik baie aansoeke in by OM wat mense sendelinge wil word. En dan moet jy baie keer vir hulle die harte nie sê, sorry, maar ons dink nie jou bediening is sendeling werk. Nie almal is 'n sendeling nie. En nie almal is 'n pastoor. Nie almal is geroep om voltydse bediening te gaan. Maar hier is die groot ding, en dis die boodskap wat ek wil weergee. Dit maak nie saak wat jou rol of jou posisie is nie, jy het 'n plek in God se liggaam. Amen. Jy het 'n verantwoordelikheid en 'n doel en 'n gawe wat jy moet gebruik in God se liggaam. Elke liewe een van ons. En dan roep God jou om nog alles op te doen. Vir mense te lei, mense te bekeer, mense te leer, mense te doop en mense te sien. Miskien is dit jou bediening om ook voltydse bediening te gaan. My gedagte met hierdie is dat elkeen van ons moet weet dat ons het 'n plek by God. Maak nie saak waar jy jouself nou vind. Maak nie saak wat jou posisie is by die werk nie. Maak nie saak wat jou posisie by die huis is. Maak nie saak wat jou posisie in 'n organisasie is nie. Waar ook al jy jouself nou vind nie, daar is vir jou 'n verantwoordelikheid waar jy nou is. Jy moet net jou gawes gebruik. Ek wil hê ons moet deur 1 Korintiërs 12 vers 5 tot 31. Ons almal het 'n doel en 'n rol wat belangrik is. Vanaf vers 12 hy begin, hy sê want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam.
of ons Jode of Grieke is, slawe of vry manne, en ons is almal van een gees deurgedrom. So, maak nie saak wat se posisie is nie, maak nie saak wat se kultuur jy is nie, maak nie saak wat nie, as jy gedoop is in die gees, en jy is deel van die liggaam van God, en jy is 'n kind van die Here, vorm jy deel van een van die lede, wat een liggaam vorm. Maar elke deel het 'n verantwoordelikheid. Elke lid van die liggaam het 'n ander werk. So hy gaan aan, vers 14. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort ek daarom nie aan die liggaam nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy nie aan die liggaam nie. As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? So nou kom hy en hy sê vir ons, hy sê, net omdat jy dalk nie 'n pastoor is nie, beteken nie jy is nie deel van die liggaam. Net omdat jy dalk nie 'n apostel of 'n disipel of wat ook al 'n sendeling is nie, beteken dit nie jy is nie deel van die liggaam nie. So net omdat jy nie voltydse bediening is nie, diskwalifiseer jy nie van die liggaam af nie. Elke liewe een van ons het 'n doel in die liggaam. Mag nie saak waar jy jouself vind. As jy deel van God se familie is jy deel van die liggaam. So dis wat hy vir ons hier sê. En dan sê hy ons ook, vers 17. As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? So dit moet 'n bietjie sagter raak. So, wat hy nou eintlik vir ons sê is, ons almal kan nie pastoor wees. Want vir wie sou ons gepreek? Ons almal kon nie die genadegawe van genesing gekry het nie. Want wie gaan ons genees? Ons almal, as almal die gawe gekry het om tale uit te lê, wie gaan die taal praat? So elke een van ons het 'n gawe en 'n verantwoordelikheid en vorm 'n deel van die liggaam. As elke liewe een van ons hierso sendelinge gewees het, vir wie sou ons sendingwerk gaan doen? As almal sendelinge was, as almal pastore was, as almal deel van die bediening was. Dis hoe my sê, elke persoon het 'n rol en 'n plek. Elke een van ons vorm deel. Vers 18. Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of ook die hoof nie vir die voete nie. Ek het julle nie nodig nie, maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakstes lei. En die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer. En so het ons onsierlike lede oorvloediger sierlikheid. Terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie, maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. So, as jy deel vorm van die liggaam van God, is die een nie belangriker as die ander een nie. Elke liewe een het mekaar nodig. So net omdat jy in 'n sekere plek in jou lewe is, net omdat jy dalk 'n sekere werk of 'n sekere rol het in jou maatskappy, beteken nie jy is minder werd vir die koninkryk tot Christus. Want jy is net so belangrik. Vers 27. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Dan kom hy in vers 8. En God het sommige in die gemeente gestel. In die eerste plek apostels, tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes, van gesondmaking, helpers, regering en allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie. Almal is tog nie profete nie. Almal is tog nie leraars nie. Almal is tog nie kragte nie.
Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê. Maar beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle in nog uitnemender reg. Ons almal het 'n doel, ons almal het 'n deel, ons almal het 'n verantwoordelikheid wat saam vorm by God. Elke liewe een van ons. So, wat doen jy waar jy is? Hoe gebruik jy jou talente en jou gawes daar waar jy is? Nou, ek het al gesê, en hier is 'n goeie preek om dit weer te sê. My talent is nie voorsien. Dat was 'n lied gou hier so eintlik. Hier so sê die skrif vir ons, van julle sal die talente en die gawes hê. So, dit is nou skrif. Maar as dit jou talent en jou gawe is, kom sit voor. As jy 'n gawe en 'n talent het om met mense te werk, kom staan voor. As jy 'n gawe en 'n talent het om mense te gaan bereik, kom saam op uit. Ek kan sit nie gaan nou, ons is die Sondag in die kerk. Volgende week hierdie tyd is ons amper in Katima. Dan gaan ek in Sydney, Zambië toe. Dan gaan beleef en ervaar hy bietjie oor hom. My pa het so ligte gevoeling van my werk gekry, donderdag en vrydag op die pad. Waar gebruik jy jou talent en jou gawes daar waar jy is? Hoe verryk jy God se liggaam en sy koninkryk daar waar jy is? Elkeen van ons paaie, dis die wonderlikste gedeelte ook. Elkeen van ons paaie gaan nie dieselfde lyk. Ons gaan nie die dieselfde pad stap nie. Ek en my pa is altyd pastore geword, ons paaie tot bekering toe en tot bediening toe en waar ek nou is, het nie dieselfde pad geloop. Ons het dalk wel in dieselfde stad geswat, maar ook nie dieselfde goed. Want elkeen het 'n ander pad gestap. En dis die ding met jou bediening ook. Daar waar jou rol is, daar waar jy jouself vind, dit gaan anders lyk as iemand anders. Die duim en die toon doen nie dieselfde ding nie. Elkeen het 'n eie doel, elkeen het sy eie verantwoordelikheid. Die groot ding is, ek het myself al hierdie vraag baie keer ook gevra. Ek het al baie keer ook in 'n posisie gekom waar ek myself gesê het, wat doen ek hier? Ek is graad 11, graad 12 het ek graad 11, einde graad 11, begin graad 12 was ek gedoop. En deur my matriekjaar gegaan, na ek gedoop is, sonder regtig om Bybel te lees. Graad 12 het tyd om Bybel te lees. Ek sê net vir Tiana. En met baie verbasing dink ek dat ons almal het die Here my gevra om bediening te gaan doen. En nadat ek gedoop is op pad Suid-Afrika toe gee die sekretaresse van Walvis Baai Hoërskool. Toe stuur sy vir my geld in Pretoria en sy sê vir my, gaan koop vir jou 'n Bybel. En ek gaan koop toe vir my 'n Bybel. Nou, ek dink die Bybel, daai tyd was hy R800 gewees, dink ek. Was 'n duur Bybel gewees. Baie fancy Bybel. Elke versie is verduidelik. En die eerste gedeelte van daai Bybel wat ek toe gaan lees, want die sakkie van my Bybel wat ek gekry het, op die sakkie daar gestaan Jeremia 29 vers 11. En ek gaan lees net Jeremia 29 vers 11. En meeste van ons ken vir Jeremia 29 vers 11. Want ek weet wat 'n gedagte is, ek kan gaan die hele koester. Spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En ek het daai versie gelees en ek het vir myself gesê, "Great, ek is nou reg vir teologie." Eerste jaar van die universiteit, ek is nou reg. Dit is so ver wat ek die Bybel geken het. Dis die enigste vers in die Bybel wat ek uit my kop uit kon gesê het. In my eerste jaar van die universiteit kon ek nie eens die Onse Vader uit my kop uit gesê het nie, want ek het nie meer geken. En ek het in 'n teologiesaal gaan sit met 'n klomp toekomende pastore. En soos hulle ingekom het en die prof begin
ons het baie interaktiewe klas gehad. Die prof het baie met ons gepraat. En soos hulle begin praat, daar was 'n ouetjie langs my, Ryan Freeman van Johannesburg. Jong, hy was 'n jaar jonger as ek en in die Bybel 20 jaar beter as ek geken. En hierso langs my was 'n vroutjie gewees en so gee die hele klas gedeeltes van die Bybel. En hulle het nog versies uit die Bybel uitgehaal wat ek nie eens geweet as boeke in die Bybel. En my eerste vraag in my heel eerste klas in Bybelskool vra ek vir die Here, wat doen ek hier? Wat doen ek hier? En ek gaan maak weer vir Jeremia 29 vers 11. En ek lees toe vir 'n slag vers 12. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. In vers 14. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle tot ander en julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarheen ek julle gedryf het, spreek die Here. En ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer. Wat doen ek hier, vra ek myself? Partykeer moet ek vir die Here vra, Here, wat wil jy hê moet ek hier doen? Wat is u verwagting van my waar ek nou is? Toe ek die tweede keer wat ek gevra het, wat doen ek hier? Of kom ek sê so, ek het eers gevra, wat gaan doen hulle daar? Is in 2014 toe hoor my ouers trek toe met. Toe sit ek in Pretoria en vra ek myself, wat gaan doen hulle in Tjomie? Maar die laaste keer wat ek in Tjomie was in 2010 vir sport hierso. En ek het nie baie gedink van die dorp. En toe aan einde 2017, begin 2018, toe moes ek ook Tjomie toe trek. En ek sit daarso in Tjudi myn in die uitsaakkantoor, ek het daar gewerk, my eerste werk was daar gewees. Ek was besig met evaluasies met die werkers daarso. En ek sit in die myn en ek vra vir die Here, wat doen ek hier? Ek het in teologie geswat. Wat doen ek hier? My eerste uitreik na Nkurukuru toe, langs die rivier, binne in my tent in die middel van die aand, lê ek alleen daar langs die rivier in Nkurukuru en ek vra vir die Here, wat doen ek hier? Hoe het ek myself hier gekry? En ek het seker 'n paar keer daarna vir myself ook gevra, wat doen ek hier? Tot op 'n punt verander ek my vraag en ek vra vir die Here, wat is my verantwoordelikheid? Wat verwag u van my? Wat wil u ek moet doen? Die Here, hoe gaan ek waar ek is, die posisie wat ek in is, die raad wat ek op dien, maak nie saak waar ek is nie, hoe gaan ek u se liggaam groei? Hoe gaan ons u se liggaam versterk? Wat moet ek doen? En partykeer draai dinge nie uit soos ons verwag het te doen. Partykeer draai jou lewe nie uit soos jy daar beplan het dit moet. Vir 6 jaar op universiteit het ek vas oortuig en ek het vir almal gesê, enigiemand wat saam geswat het sal vir jou gesê, vir 6 jaar lank in Pretoria het ek gesê, ek gaan werk in Malt. Ek bly nou al vir 6 jaar. En ek gaan kyk na Elia. En ek wil teruggaan na Elia toe. Elia het ongelooflike goed gesien. Jy kan maar sy storie gaan lees in Konings. Elia kry 'n briefie wat sy lewe aan gedreig en hy vlug. En hy kom tot op die plek waar die Here mos nou vir hom vra, Elia, wat maak jy hier? En Elia begin met die Here te praat. En Elia gaan vind vir die Here in die stilte en die Here vra weer vir Elia, wat maak jy hier? En die Here se antwoord aan Elia is, gaan terug. Kan jy jouself gou indink, hy het nou sopas vir die Here gesê, Here, ek is alleen, almal is doodgemaak, almal wil my doodmaak, en dan sê die Here vir Elia, gaan terug. Want jy het 'n verantwoordelikheid. Ek wil hê jy moet iets daarin. Elia moes teruggegaan het en moes 'n koning gaan salf.
Hy sê vir Elia, gaan terug. Ek dink nie Elia het ooit in sy wildste drome gedink hy gaan teruggaan. Dat hy gedink het, ek is so ver as moontlik weg van die plek af gehardloop. Ek het niks daar nie, die mense wil my net daar doodmaak. En hier kom God en hy sê vir Elia, ek is nog nie klaar met jou nie, jy het nog goeders om te doen, gaan terug met die pad wat jy gekom het. Dinge lyk nie altyd soos ons dit beplan het. Jy is dalk nie waar jy gedink het jy wou gewees het nie. Maar wat ek vir jou kan sê, en wat ek vir jou wil sê, daar waar jy is waar die Here jou wil. Op die posisie in die oomblik waar jy nou is waar die Here jou wil. Dis waar die Here jou wil en gaan en kan gebruik. Daar waar jy nou is. Die Here kan en gaan jou gebruik waar jy is. Hoekom vertel ek julle hierdie storie? Wat is die doel van hierdie storie? Want selfs Elia het 'n ander plan gehad vir sy. Ek dink baie van die disippels het ander planne vir hulle lewens gehad. Maar op daai oomblik, op daai dag, moes hulle gewees het waar ons, was hulle waar ons gewees het. En die Here het hulle gebruik. Jy sê, Hanno vanoggend, soms loop dinge skeef. Maar God kan hy skewigheid reg. Hy kan hy pad weer reg trek. Jy hoef nie 'n pastoor te wees om in bediening in te gaan. Jy hoef nie. Die rol in die plek waar jy nou is jou bediening. Dis waar jy gebruik kan word. Jy hoef nie 'n ongelooflike CV te hê nie. Jy hoef nie hierdie verskriklike groot CEO van 'n company te wees nie. Jy hoef nie op elke liewe raad te dien nie. Jy hoef nie die hoogste posisie te hê nie. Dit maak nie saak wat jou posisie is nie. Dit maak nie saak of jy werk het of nie 'n werk het nie. Dit maak nie saak waar jy jouself op hierdie oomblik vind nie. Iets kan gebeur en God kan jou gebruik. Net daar waar jy nou is. 1 Korintiërs 1 vanaf vers 26. Want let op julle roeping, broeders. Julle is nie baie wyse na die vlees nie baie magtig is nie baie edel is nie, maar wat dwaas is by die wêreld. Het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom soos geskrywe is, die wat roem moet in die Here roem. Ek gaan nie vir jou sê wat om te doen. Ek gaan nie vir jou sê wat om te doen daar waar jy is. Ek gaan nie vir jou sê hoe om jou werk te doen. Dit moet jy self met die Here doen. Daai pad moet jy self met die Here stap. Wat ek vir jou wel kan sê deur hierdie boodskap is, elke liewe een van ons het 'n gawe en 'n verantwoordelikheid. Elke liewe een van ons het 'n doel. Elke liewe een van ons het 'n pad wat ons met die Here moet stap. En elkeen van ons paaie gaan anders lyk. Jy het 'n geleentheid. Elke oggend wat jy opstaan, het jy 'n geleentheid, het jy 'n keuse. Elke oggend. Ons almal ken van Matteus 8. Ons weet wat die groot opdrag is. Maar dit kom terug na my en jou. Die besluit en die keuse wat jy maak. Is dit hoe jou lewe gaan wees? Wat is jou doel in hierdie lewe? Wat gaan jy gaan doen? Lewe is baie meer as wat dit op die oomblik is. Glo my. Daar's baie meer tot dit wat op die oomblik is. Lewe kan baie meer ongelooflik vir jou raak. Ons het vandag 'n ongelooflike getuie. Kom maar, ek het daai storie al deur my kop gegaan hierdie week. 'n Pa
8 keer vir myself gedink, ek het gedog ek was al naby aan dood. Maar 1 millimeter. Hoe gebruik jy jou geleentheid? Morney se woorde was, ek het 'n tweede kans gekry. Jou aardse lewe kan vinnig verbygaan. Baie vinnig. Wat gaan jy agterlos van die Here? Wil jy hê mense moet vir jou onthou? Nee. As ek eendag weg is, wil ek hê mense moet liewer onthou die woorde wat ek gespreek het aan hulle. Dit wat ek deur God agterkom. Nie hoe ek geleef het. So hoe gebruik jy jou posisie? Waar vorm jy deel van God se liggaam? Wat se doel en gawe het jy? Jesaja 40 vers 6. 'n stem sê roep en hy vra, wat moet ek roep? Alle vlees is gras en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou staan in ewigheid. Ons is die gras. Dit kan môre doodgaan. Maar God se woord is wat agterbly. God se woord is wat ewig is. Alles kan vinnig verdwyn behalwe God se woord. En dit is ons doel. Daar waar jy is, die plek waar jy is, die posisie waar jy jouself in vind, dit is waar jy God se ewigheid van agterlos. Die mense met wie jy te doen het in jou omgewing, die mense met wie jy te doen het in daai oomblik, is waar jy God se woord gaan agterlos. 1 Korintiërs 10 vers 31. Of julle dan eet of drink of enigiets doen alles tot verheerliking van God. Doen alles tot verheerliking van God. Kolossense 3 vers 17. En wat jy ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Jou lewe is voorbeeld. Die plek waar jy is, kan 'n verskil gemaak word deur. Jy kan 'n verskil maak. My hele preek kom op 2 verse af. My vraag is, wat doen ek hier? Ek wil amper vir jou sê, dit maak nie saak wat se posisie jy is. Dit maak nie saak waar jy jouself in die lewe vind. Maar is jy besig met dit wat God vir jou gegee het? Is jy besig met God se doel, met God se woord? Jy hoef nie die wysheid en die rykdom van Salomo te hê. Jy hoef nie deur 'n moeilike tyd soos Job te gaan. Jy hoef nie in 'n leeukuil gegooi te word nie. Jy hoef nie 'n Goliat te gaan beklei om 'n verskil in die wêreld te maak. Dit wat jy het is genoeg, dit is waar God jou gaan gebruik. Die plek waar jy is waar God jou gaan gebruik. Al wat jy nodig het is God se woord. So nou kom ek terug na my vraag. Wat doen jy hier? Wat doen ek hier? 1 Timoteus 4 vers 16. Let op jouself en op die Here. Volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Jy sal jouself red, sowel as die wat jou hoor. Daar waar jy is, wie hoor jy? Wie kyk na jou? Wie sien jou? Die grootste vraag wat ek eintlik wil vra is, daar waar jy is jy besig om jouself te red. Dit wat jy doen, bring dit redding tot jouself. Die lewe wat jy lewe, is jy besig om te volhard in God. Eintlik 'n redelike eenvoudige vraag. Wat doen jy daar waar jy is? Kan jy iemand red? Lukas 9 vers 23. En hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. As jy opstaan in die oggend, vat jy jou kruis.
En wanneer jy by die werk kom, hak jy nie jou kruis by die voordeur nie. Hy gaan saam met jou by die werk. Wanneer jy by jou familie of jou vriende kom, los jy nie jou kruis buitekant by die deur. Jy vat hom saam met jou in. Wanneer jy na jou kinders toe gaan of met jou kinders verspreek, los jy nie jou kruis buitekant nie. Jy vat hom saam met jou in. Hy sê vir ons, en jy sal elke dag jou kruis opneem. Elke dag. As jy opstaan in die oggend, neem jou kruis. Vat verantwoordelikheid vir die talente en gawes wat jy gekry het. Vat verantwoordelikheid vir die lewe wat jy gekry het. Wees 'n voorbeeld in jou omgewing en lewe jou lewe voluit vir die Here. Lewe jou lewe voluit vir die Here. As ek kan teruggaan na Jeremia toe. Rainer is in ons daar kan opsit. En van vers 12 af. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart en ek sal my deur julle laat vind. My vraag, wat doen jy hier? Waarmee is jy besig? Hoe gebruik jy jou gawes en jou talente? Hoe spandeer jy jou lewe? Wat doen jy? Nou, wanneer dit by gawes en talente en geleenthede kom, het ons nog 'n geleentheid vandag. Is julle twee reg? Ons het die geleentheid vir twee dames wat gedoop weer kom. Julle kan so lank sommer hier so agterin gaan. En net regmaak. Water is lekker koud. Ek sê altyd, hoe kouer die water, hoe vinniger skop die son uit. Terwyl hulle daar is. Hoe gebruik jy die geleentheid waar jy is? Moenie jou geleentheid in die plek waar jy is, laat verbygaan. Dit wat jy doen, laat dit tel vir jou. Dit waar jy mee besig is, laat dit God se koninkryk verryk. Waar ook al jy jouself bevind, laat dit hiernatoe kom. Timoteus, Lukas sê dit vir ons, Korintiërs sê dit, Kolossense sê dit vir ons. Alles wat ons doen tot verheerliking van die Here. En dis wat ek met julle wil los vandag. Dis die boodskap wat ek vir julle los vandag. En ek wil my vraag, my tema van die preek verander. Nie om vir jou te vra wat doen jy hier, maar om vir jou te vra, hoe gaan jy hier gebruik? Hoe gaan jy gebruik daar waar jy is? Hoe gaan jy dit gebruik vir God? Dis wat ek jou wil vra vandag. Liewe Here, ons sê vir U dankie vir dit wat U vir ons doen. Ons sê vir U dankie vir die geleenthede wat U vir ons gee. Ons sê vir U dankie vir die gawes en talente wat U vir ons gee, liewe Here. Liewe Here, ons wil ook bely en jammer sê en sê ons is jammer dat ons nie ons talente en ons gawes gebruik nie, liewe Here. Dat ons nie ons omstandighede gebruik en die vra is dat U ons vergewe vir dit, liewe Here. Maar liewe Here, dat ons harte en ons gedagtes sal verander, liewe Here, en dat ons omgewing sal gebruik tot verheerliking van U. In alles wat ons doen, in ons manier van praat, in ons manier van lewe, dit wat ons doen in die lewe, dit wat ons optree by die werk, liewe Here, die manier hoe ons optree by die huis, liewe Here, dat dit alles tot verheerliking van U sal wees. Liewe Here, maak nie saak waar ons onsself vind nie, maak nie saak met wie ons onsself vind nie, maar liewe Here, dat daar 'n geleentheid sal wees waar ons talente sal kan gebruik om U naam te verheerlik, om U koninkryk te vergroot, liewe Here. Ons sê vir U dankie vir dit. Dankie dat U genade oor ons wys. Dankie dat U vir ons hierdie geleenthede gee, Here. Ons bid ook vir die twee wat vandag gedoop word, liewe Here, en die Here
hulle gebed en hulle begeerte is nie meer dat hulle hart op die regte plek is nie. Dat hulle dit vir die regte redes doen. Die Here dat hulle deel van u koninkryk en u liggaam word. En ons sê vir u dankie. Dankie dat u met hulle gespreek het, dankie dat u hierdie pad saam met hulle stap. Dankie dat hulle deel van die familie is. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Vir 18 jaar het ek vir hom gepreek en hy sê vanmôre hy het nie een vers gepreek. So ek is eintlik nie 'n baie goeie prediker. Of hy luister nie. Of hy luister nie. Die enigste verskil is vir 18 jaar het hy gehoor en hy het ook 'n prediker. Dit maak 'n verskil. Ook 'n prediker geword. Nog iemand 'n getuienis terwyl ons vir 'n wag? Ja, pastoor, ek het baie kanse gekry in die lewe. Ek het nie net 'n tweede kans gekry nie, ek het baie gekry. Ja. Van my kinderjare af en tot dan met my ongeluk wat ek gehad het. Het die Here vir my baie kanse gegee. Waar is ek vandag? Ek is so dankbaar ek is op sy voete vandag. Amen. Amen. En dat hy vir my daai kans gegee. Elke keer het hy vir my nog 'n kans gegee en nog 'n kans gegee. En nooit wou ek die kanse vat nie. Ek wou nooit luister na sy stem. En vandag is ek bly dat ek luister vir sy naam. Amen. Ja. Ek dink die meeste van ons kan praat van meer as een kans. Die Here se hand oor jou glo. En die Here se hand oor jou wat net nog 'n keer gesê het, dan mis hy dit, kom ek vat hom weer. Dan mis hy dit, kom ek probeer maar weer. En so het God nooit opgehou om vir ons 'n kans te gee om ons by daai punt te bring. As jy baie nuuskierig is oor wat hier gebeur, is jy welkom om nader te staan. As jy 'n foto wil neem, is jy ook welkom. So moenie skaam wees daaroor. Die keuse wat jy gemaak het, uit jou eie wil? Ja. En jy glo en vertrou, glo dat die Here is ons redder, ons saligmaker en ons. Kyk. Roxie, doop jy vanaf in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Here ons sê, dankie vir wat u gedoen het, dankie vir dit wat u doen in die lewe, die Here, en ons vra die Here dat u hierdie pad saam met ons sal stap, die leiding vir ons sal gee, soos u al klaar gegee het, die Here dat sy 'n voorbeeld vir haar twee dogtertjies sal gaan wees, die Here, dat sy die leiding in die huis sal vat as ma in die huis, die Here. Die Here wees met haar, loop met haar, beskerm vir haar, die Here, en ons sê dankie vir dit wat u al so ver gedoen het saam met haar. Dankie, die Here, ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Hey. Deze besluit wat jy self gemaak het. En jy glo in Jesus Christus, dat hy opgestaan het. Ja.
In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Here wil sê weer eens dankie vandag vir die Here. Weer eens vir 'n nuwe gees, 'n nuwe siel wat saam met U stap, die Here, en die pad wat saam klaar saam met U gestap het. Ons sê dankie vir U. Die Here laat sy leiding vat na haar skool, dat hy voorbeeld vir die kinders oor die skool sal kan wees, die Here. Die Here wil na haar op sal kyk en dat hulle tot verandering sal kom as hy gebruik aan geleentheid in die plek waar sy is. Stap met ons by die Vader. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. With the white robe angel tells the story, the sinner has come home. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to roam. Amen. Dis die gesprekke wat op 'n Woensdag aand geleer het, en na die bidtijd het die dames besluit om gedoop te word. Staan saam met my, dan sing ons slotlied vanmôre. En ek nooi vir 'n koppie tee. As 'n koeksuster Jana, spesiaal vir jou. So kom eet 'n koeksuster saam. En dis die hoeveelste week wat hierdie sangdames ons preektema mooi gekies het saam met die liedjies. Tel jou seëninge. Tel hulle een vir een. Maak hulle bruikbaar en vrugbaar in U akker. Dis my gebed in Jesus naam. Here, dat U vrede, U seën, U liefde en U goedheid en U guns oor elkeen wees totdat Jesus kom en ons prys U. Amen.